verlede Sondag ook gebruik het, toe ons gepraat het oor Sondag, die uitsien daarna, om kerk toe te kom en hier saam te wees, op bladsy 153 in my Bybel in die Nuwe Testament, bladsy 153, Johannes 20. Ons gaan daar saam leef van vers 19 af. Johannes 20, bladsy 153, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die 4de evangelie, en ons gaan daarvan vers 19 af, gaan ons saam lees. Kom ons sit so met die Here se woord voor ons oop en dan bid ons saam. Dankie Here dat U vir ons goed is. Dankie vir die vreugde van hierdie dag. Here, vandat ons vanmôre wakker geword het, en so 'n mooi tyd in die jaar, na reën, en na al die seën wat U oor ons uitstort, maar ook na vandag, Here, dat soveel lidmate gekom het en ons gebede verhoor het vanoggend by die 2 dienste en vanaand elkeen wat hier is. En dankie Here dat ons in hierdie tyd kan leef van U verskyningstyd, wat hulle U gesien het, toe U verskeie kere aan baie mense verskyn het, en hulle gesien het dat U die lewende opgestane Here is. Dankie Here dat ons U steeds in ons lewens kan sien, op soveel verskillende maniere, ons wat in U glo, ons wat afhanklik van U lewe as U kinders. Dankie Here dat ons in hierdie tyd kan lewe waar ons in afwagting loop op pad na Pinkstertyd toe, Here, om die hemelvaart te belewe en vir 10 dae lank die vreugde te hê om in die aande hier te kan kom en na U woord te kom luister en te luister en in afwagting voor U te wees. U wat o Heilige Gees in ons harte daardie vernuwende krag kan bewerkstellig. Here, ons bid vanaand vir ons gemeente. Ons bid in besonder vir Stefan Ronel Wol en hulle familie, dat U in hierdie week by hulle sal wees en hulle sal seën met U troos. Ons bid vir elkeen wat siek is, Here. Ook hulle wat vanaand hier in die kerk sit. En Here, in wie se hart daar dalk ook 'n stuk bekommernis is. En baie keer onsekerheid is. Here, dat U die antwoord sal gee. En dat U die tevredenheid en die rustigheid en die vrede bring om te weet, U is in beheer. En alles is net in U hande. Here, seën ons nou ook om stil te word rondom U woord. En U stem deur U woord te luister, te hoor. Spreek deur die boodskapdraer, Here, dat hy maar net U mondstuk sal wees. En wees U self die prediker in elke hart, en die een wat ook vir ons die regte gedagtes gee, om dit te vat, wat U vanaand vir ons bedoel om te kry. Ons bid dit net in Jesus se naam alleen. Amen. Johannes 20 vers 19. Ook op 'n Sondag aand soos vanaand lees ons, daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar, weer op die Sondag, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy. Jy moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. En dan kan ons maar vers 30 lees ook. Jesus het nog baie ander wondertekens gedoen, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God,
en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Tot sover. Ek wil graag vir julle hierdie selfde stukkie net weer 'n keer lees, maar dan luister julle wanneer ons hom nou lees, en dis uit die Nuwe Testament vir kinders van Stefan Joubert, Jan van der Walt en Henny Stander, wat hulle so vertaal het vir kinders. Luister net hoe klink hy. Jesus se vriende was laat daardie Sondag aand nog by mekaar. Hulle het al die deure gesluit, want hulle was bang vir die Joodse leiers. Al was die deure gesluit, het Jesus skielik daar by hulle gestaan en gesê, vrede vir julle. Hy wys toe vir hulle die merke aan sy hande en sy sy. Sy vriende was baie bly om die Here te sien. Jesus sê toe, vrede vir julle. Soos my Vader my na die wêreld gestuur het, stuur ek julle nou. Hy blaas toe oor sy vriende en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle mense help om God se kinders te word, sal hulle sy kinders word. God sal nie kwaad bly oor hulle sonde nie. Maar as hulle nie na julle wil luister nie, sal God ook nie hulle sonde vergewe nie. Thomas, dan staan ons nou Didymus, sy bynaam was Tweeling, was nie by toe Jesus aan sy vriende verskyn het nie. Hy was een van Jesus se beste vriende. Die ander vertel hom toe dat hulle die Here lewendig gesien het. Ek glo dit nie, het Thomas gesê. As ek nie die spykermerke aan sy hande kan voel, en my hand in die wond in sy sy kan sit nie, sal ek dit nie glo nie. Omtrent 'n week later was Jesus se vriende weer saam. Thomas was ook daar. Al die deure was weer gesluit. Jesus was skielik weer by hulle en toe groet hy hulle. Vrede vir julle. Hy sê toe vir Thomas, bring jou vinger hier. Kyk na my hande. Kom sit jou hand hier op die wond in my sy. Moenie twyfel dat dit regtig ek is nie, glo dit. My Here en my God is al wat Thomas kon sê. Jy glo omdat jy my gesien het. Gelukkig is die mense wat glo, al het hulle my nie gesien, soos jy nie. Dis soos dit geskryf is, dat kinders dit ook kan verstaan. Hierdie gedeelte waar Jesus verskyn, en waar Thomas, en interessant dat Thomas sy bynaam Didymus was, wat beteken tweeling. En dis seker maar omdat Thomas eintlik soos ons tweeling boetie is, ons almal se tweeling boetie. Want ons is baie keer ook soos Thomas. Ons sukkel 'n bietjie om te glo. En ons wil graag die bewyse hê voor ons glo. En in eie opsigte is ons baie keer ook soos Thomas, want die tema vir vanaand se preek is, waar was jy? En ek dink, dis nou een van daai geleenthede wat al die disippels vir Thomas gesê het, nou waar was jy? Want hoekom is jy nie by al die ander nie? Want as hy daar was, dan sou hy homself gesien het, en dan sou hy geglo het. Nou loop hy die hele tyd met hierdie stuk ongeloof in sy hart. Al sy broers glo, maar hy glo nie, want hy was nie daar nie. En dis baie keer met ons mense ook so. Ons het twyfel, ons het vrae en ons het bekommernis, maar ons is nie daar waar Jesus vir ons die antwoord wil gee nie. En daarom die vraag, waar was jy? Thomas, hoekom was jy nie die aand daar nie? Gelukkig genadig het die Here die volgende Sondag aand weer aan hulle so verskyn. En het Thomas ook tot geloof gekom. Hulle is daar in die bosaal saam in Jerusalem. 'n Besonderse plek. Natuurlik herbou en herbou en herbou, maar is vandag nog steeds een van die vreeslike lekker plekke om te besoek, die bosaal, naby Dawid se graf, daar in Jerusalem. En ek dink as mense daai Sondag aand daar in die bosaal ingestap het, dan het daar so somber stilte gehang. Eerste plek, jy sou nie sommer kon inloop nie, die deure is gesluit. Hulle is bang, vreeslik bang, dat dit wat met Jesus gebeur het, gaan met hulle ook gebeur, dat hulle ook volgende op die lys is om doodgemaak te word. Dis gevaarlik in Jerusalem, daai tyd vir 'n navolger van Jesus. Maar terwyl daar somber stilte hang, dink ek is daar tog onder hulle so opgewondenheid onder mekaar. Want daar het 'n klomp goed gebeur daai dag, wat vir hulle opgewonde maak. En vroeg die oggend al het van die vroue kom sê, dat hulle vir Jesus gesien het, dat hy lewe. En hulle weet nou nie. En toe later in die dag, laatmiddag, toe die laaste sonnetjie al val, toe het hier nog 2 manne van Emmaus af ook aangekom en gesê, hulle was op pad Emmaus toe, en toe Jesus saam met hulle kom loop. En daar het hy hom aan hulle openbaar, en hy is die Here, hulle het seker, dis hy. Hy het hom vir hulle gesê, en hulle het dit gesien.
hy is die lewende Christus. En hulle teruggehardloop hierdie 11 kilometer, so vinnig as hulle kom terug Jerusalem toe, om vir die disippels te kom vertel. En nou is hulle hier in die bosaal saam, en hulle is bekommerd, en hulle is onseker, en hulle weet nie. Maar daar is toch so opgewondene tinteling, hulle het hoop. Want hulle het gaan kyk, en die graf is leeg. En intussen moet ons ook onthou, alles word ons nie mooi beskryf, maar ons weet ons, dat die Romeinse owerheid het vir die wagte gesê, hulle moet gaan loop en vertel in die strate, dat die liggaam is gesteel. Sodat iemand nou nie weer begin dink, hy lewe nie, hulle is bang, hy lewe. Gaan vertel vir die mense, versprei 'n gerug, dat sy mense het gekom, en hulle die graf gesteel, uit die graf uit. Wat eintlik onmoontlik is, want daar was wagte wat die graf bewaak. Hoe gaan jy 'n 2 ton klip wegrol, sommer so vinnig, om 'n liggaam uit te steel, terwyl wagte waak oor die graf. Maar dis al wat hulle het om te sê. En dan die volgende oomblik, staan Jesus tussen hulle. En dan groet hy hulle. En wanneer hulle groet, dan groet hy hulle, met die bekende groet, wat die Jode almal mag groet, shalom, of shalom, soos hulle sê. En dis elke persoon wat jy in Israel groet, soos ons vir mekaar vandag ook groet, hoe gaan dit? Groet hulle met shalom. En dis maar dieselfde woord, die Arabiere groet met salam, en dis maar 'n verbuiging van dieselfde woord. Maar is toch 'n verskil, wanneer hy vir hulle groet, shalom, vrede vir julle. Dan klink dit hierdie keer dieper en totaal anders, as ooit wat hulle nog hierdie groet gehoor het. Hulle het al duisende kere gehoor, iemand groet hulle, vrede vir julle, vrede vir julle. Dis soos hulle groet. Maar skielik staan Jesus hier, en hy sê vir hulle, shalom, vrede vir julle. Maar hierdie groet was anders, totaal anders. En die rede daarvoor natuurlik is dat hierdie groet, die oomblik as Jesus hulle groet, met daai woorde, gaan 'n klomp profesieë van die Ou Testament op daai oomblik in vervulling. Want onthou ons die aand net toe, die nag toe hy gebore is, in Bethlehem. Toe was daar 'n hemelse koor wat gesing het. En ons lees dit in Lukas 2, eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde, vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Dis 'n profesie, van die engele wat sê, eer aan God, en vrede op aarde, vir die mense in wie hy 'n welbehae het. En hier kom gee hy dit. Maar dis ook die Ou Testament, daar's 'n klomp profesie in die Ou Testament ook. As jy dink aan Jesaja 9, waar daar staan, en hy sal genoem word, dan staan daar onder andere vredevors. En hier staan hy voor hulle, hy sê vir hulle, vrede vir julle. En hy sê dit op 'n ander manier. En die belangrike ding is, hy sê dit op 'n ander manier, want vir die eerste keer word hulle vrede toegewens, van die ander kant van die graf af. Alle ander mense wat nog tot nou toe vir hulle gesê het, vrede vir jou, was die kant van die graf. Was iemand soos hulle, wat vir mekaar sê, vrede vir jou, ek hoop jy gaan 'n goeie tyd hê, ek hoop daar's vrede vir jou. Maar soos ek het vir jou sê, en jy dit vir my sê, ons is maar in dieselfde bootjie. En wat beteken dit? Ons hoop maar dit is so. Maar vir die eerste keer in die geskiedenis van die wêreld, groet iemand hulle, was van die ander kant van die graf af. Is iemand wat gelei het en gesterf het en opgestaan het. En die feit dat hy vir hulle kan sê vrede vir julle, is eintlik 'n bewys daarvan dat hy het volbring. Aan al die vereistes wat daar was, hy het dit als nagekom. Hy kan van daai kant van die graf af ons groet en sê, my vrede gee ek vir julle. En dit maak dit totaal anders. En daarom in daai oomblik, as Thomas daarby is, later ook, dat hy nie anders kan as om uit te roep, my Here en my God. Dis sy belydenis, my Here en my God. Jesus sê vir hulle, ek gee vir julle vrede, nie die vrede wat die wêreld gee nie, 'n ander soort vrede, 'n nuwe vrede, 'n beter vrede, 'n vrede ten spyte van, 'n totaal nuwe vrede wil ek vir julle gee. En dis van die ander kant af. En dis die wonderlike van hierdie vrede van die ander kant af, dis vrede
wat alles wat sleg is wil verwyder. Wat aan die een kant die haat en die afstand en alles wat daar is wil wegneem, maar ook aan die ander kant met 'n vrede van liefde mense wil ontmagtig wat geweld en haat en hierdie dinge praktiseer en doen in die wêreld. Onthou, hier sit 'n groep disippels toegesluit agter deure. En dit op 'n Sondag aand soos vanaand, nadat eergister hulle leier van alle tye doodgemaak is. Met 'n verskriklike haatveldtog in Jerusalem. En hier kom hy, hierdie leier, van ander kant die graf af, en hy kom sê vir hulle, vrede vir julle. En met daai vrede wil hy eintlik vir hulle sê, ek skep 'n nuwe wêreldorde. Ek keer alles totaal om. Alles moet nuut word, alles moet anders wees as wat dit ooit was. Vyande moet vriende word. Wapens, so die profesie sê, moet ploegskare van gemaak word en grawe en pikke. Ek wil 'n nuwe orde bring. Want die vyandskap wat in hierdie wêreld is, kon nog nooit die antwoord gee nie. Ek wil dit vir julle nou bring. En daarom as 'n mens vra, wat beteken hierdie vrede? Wat beteken hierdie vrede wat die Here vir ons sê? In die Hebreëse taal, in die Ou Testament, het vrede vir hulle beteken genesing en geregtigheid en vreugde. En die Jode het altyd vrede beskou as iets wat van God afkom. God gee vrede. En daai vrede loop natuurlik saam met politieke vrede en met voorspoed en met gesondheid en al die dinge wat die Here vir hulle altyd gegee het. Maar nou kom die Here en hy sê vir hulle, maar ek wil vir julle 'n nuwe vrede gee wat selfs anders as dit is. Vrede het altyd vir hulle beteken, dit gaan goed. Dit gaan goed met my. Maar nou wil die Here vir hulle sê, ek wil vir julle vrede gee, dat jy baie keer ook kan sê, dit gaan goed met my, al sou die wêreld dink, dit gaan nie goed nie. Daarom wat hy sê, is nie die vrede wat die wêreld gee nie. Die wêreld sal sê, het jy vrede? En as jy sê ja, dan sal sê, met ander woorde, jy's ryk, en jy's gesond, en jy het nie vyande nie, en al jou kinders het baie goeie werk, en alles wat jy voor gehoop het, is gerealiseer, en alles loop mooi met jou. So alles wat jy gewens het, is daar. Ja, dan kan ons sien, jy het vrede. Jesus sê, nee, werk nie so nie. Die vrede wat ek gee, is nie die vrede van die wêreld. Vanoggend na Dominee PC se preek het ons in die konsistorie gepraat daaroor. En toe sê ons sê so maklik in Suid-Afrika, dit gaan sleg. En 'n deel van die prediking vanoggend was ook ons vir ons daaroor te laat dink. Maar gaan dit regtig so sleg? Ek en Elspie het die voorreg gehad om al 'n klomp plekke in die wêreld te kom. En ek wil vir julle sê, dit het vandag in Suid-Afrika beter gegaan as byvoorbeeld in Parys in Frankryk. Hoekom sê ek dit? In Parys is daar bitter min vyandskap, bitter min armoede, bitter min gevaar. Maar ons het op 'n Sondagoggend in Parys, het ons die dag los, die hele dag rondgeloop. En ons kon net een kerk kry, waar daar kerk gehou word, en toe kom daar 'n paar mense uit. En toe gaan loop ons spesifiek daar tussen hulle rond, waar hulle voor die kerk kuier, en nie een van hulle het Frans gepraat nie. Toe kom ons agter, is 'n klomp mense wat uit die Oosblok lande uitkom, wat daar is. En daar was omtrent seker 150-200 mense. En toe wonder ek, hoe goed gaan dit? Hier in ons land, hou mense het vandag kerk gehou, iewers onder 'n boom, iewers langs 'n rivier, en in elke kerk. Ons het verlede jaar in Praag gekom, 'n stad met die mooiste kerke, en daar's nie een kerk, groot kerk in Praag, waar meer kerk gehou word. Al die kerke is konsertsale. Het hulle dan vrede? En as iemand van my vra, wil jy daar woon, waar al hierdie dinge is, of wil jy daar woon, waar die vrede van Jesus is? En ek dink die vrede van Jesus is daar, waar sy kinders is. En waar sy kinders hom ken, en waar sy kinders hom aanbid. En daarom, al het ons vyande, en al het ons geweld, en al het ons misdaad, en al moet ons baie keer maar ook agter tralies bly, om onsself veilig te hou.
dan kan ons nog steeds sê, met die vrede van Jesus in my hart. Broers en susters, die inhoud van hierdie vrede is ons lewe. Dis die hoogtepunt van ons geloof. As jy glo in Jesus, dan het jy sy vrede. Hy sê dit ook hier. Luister in hierdie vertaling van Stefan Joberle van kinders. As julle dit vir mense vertel, dan het hulle my kinders. Dan het hulle hierdie vrede. 'n Gemeente se fondament. As jy vra waarop is hierdie gemeente gebou, dan sit nie op die fondasies van hierdie gebou nie. Die fondament van Vogwel Noord gemeente is die vrede van Jesus. Dis 'n groep mense wat sê, ons het vrede met God gekry, wat hy vir ons gee. En daai vrede het ons met mekaar. Ons kan saamwerk, ons kan saam aanbid, ons kan vir mekaar lief wees. Ons het mekaar se vrede. Ons kon nou die dag 52 mense vir 10 dae saam toer, en iemand sê, beklei julle, en ek nee, ons het daai vrede tussen mekaar ook. Beteken nie, ons moet altyd oor alles saamstem nie, maar ons het daai vrede. Dis die fondament, dis ons geloof, dis ons lewe. En die belangrike is, dis in Christus. Dis nie iets wat ons kan verdien nie, dis nie iets wat ons kan maak nie. Dis nie iets wat ons kan kry deur te sê, as ons net allemaal bietjie beter lewe nie, want dit gaan nie daaroor, die disciples het nie beter gelewe nie. Hier sit hulle is 'n klomp verlonaars. Hulle verdien eintlik dat toe Jesus daar aankom, toe moet hulle van 'n kant af begin uittrap en sleg sê. Dan was dit reg. Hy moes vir hulle gesê, laat julle maar gaan. 3 jaar lank het ek saam met julle geloop. Ek was vir julle net goed. Ek het julle alles geleer wat julle moet weet. En Vrydag toe verloon julle my almal. Petrus was net die laaste een. Maar hy kom. So hulle kan nie beter lewe nie. Hulle kan dit nie verdien nie. Maar hy kom staan tussen en hy sê, my vrede gee ek vir julle. En hulle glo dit. En die belangrike, broers en susters, dis vrede wat moet aangegee word. Ons kan dit nooit vir onsself hou. Dis soos 'n aflosstokkie. Oomblik as jy dit het en jy hou dit, is jy gediskwalifiseer. Want as jy hierdie vrede kry, en daarom sê hy vir hulle, hy sê weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, vrede vir julle, en soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Julle moet tot seën wees vir die wêreld. En dit maak Christene anders. Enige mens kan hom verweer, teen 'n geweer, en 'n spies, en 'n mes, en haat, en alle aanvalle. Maar niemand op aarde kon hom nog ooit verweer, teen die mag van liefde nie. Liefde is die grootste krag op aarde. Dink net, wat sou gebeur het as Jesus mag gebruik? As Jesus geweld met geweld antwoord? As Jesus terugbetaal het? Maar hy antwoord dit alles met 'n onvoorwaardelike liefde. En na 2000 jaar oorwin daai liefde nog steeds in geloof die wêreld. En dis die wonderlike. Want geweld het mos nie 'n oplossing nie. Oorlog het nog nooit 'n wenner gehad nie. Maar nog nooit op aarde 'n oorlog wat gewen is nie. Dink daaraan nie. Dat net altyd nog iemand meer verloor as iemand anders. As 2 mense beklei, dan verloor al 2. Maar die ou wat die meeste verloor, hy gaan as die verloorder weg en die ander sê hy is die wenner. Maar ek kan nie sien dat 'n land gewen het as ek sê, ek het net 10.000 van my jong seuns in die oorlog verloor. Of soos die geallieerdes wat gesê het in die Tweede Wêreldoorlog, ons het gewen. Maar ons het 80-100.000 mense dood. Kyk hoe baie het ons verloor. Die Duitsers het net meer verloor. Maar liefde, dat almal wen. En daai gawe van die vrede moet aangegee word. En dit kan net gebeur deur die Heilige Gees. Want hy is die een wat daai gawe in ons harte kom beheer. Hy is die een wat ons die krag gee. Daarom staan daar, nadat hy het gesê, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. En as julle dit vir die mense gee, gaan hulle dit hê. As julle dit nie gee nie, gaan hulle dit nie hê nie. Dit moet by julle begin. Het is nie asof God sê, ek gaan hulle nie vergewe nie. Maar God sê, Jesus sê eintlik vir hulle net, ek gaan dit op geen manier doen sonder julle nie. Dan moet 'n nuwe kerk in die wêreld kom. Dan moet geloof in die wêreld uitgaan. En Jesus gaan dit nie met 'n kort pad op 'n ander pad doen deur engele nie of magte nie. Hy gaan dit deur julle doen. En so is dit. Ons het die vrede. En die Heilige Gees werk in ons. As ons die week uitgaan, as ons in hierdie Pinkstertyd uitgaan,
en ons gee dit aan, dan gaan iemand anders dit kry. As ons dit nie aangee nie, gaan dit nie kry nie, en dan gaan God nie hulle sondes kan vergewe nie. Hy wag vir ons, om dit aan te gee, vir iemand anders daar buite. En daarom is dit so belangrik, dat ons getuig, dat ons praat, dat ons vertel, nie net doen nie, maar ook vertel. Hierdie gedeelte gaan oor woorde ook, vrede vir julle, die woorde wat hy uitspreek, maar die Heilige Gees vir ons gee, om vir ander mense te gaan gee, daar buite in die wêreld. En dan kom Thomas terug, hy wat gesê het, ek sal nie glo nie. En soos daar baie mense in die wêreld wat sê, ek sal nie glo nie. Maar broers en susters, niemand is bestand teen die krag van die Heilige Gees nie. Niemand is bestand teen 'n getuienis nie. Mense wil nie bewys hê, maar wanneer jy vir iemand sê, jy glo nie, maar ek kan maar net vir jou sê wat ek in my hart het. Ek kan maar net vir jou sê wat ek beleef het, dat Jesus my lewe verander het, dat hy vir my sy vrede gegee het, vrede wat alle verstand te bowe gaan. En baie dae gaan dit nie goed nie, maar ek het nog sy vrede. En dis die wonderlike. As daar die een groot voorreg is wat ek het as predikant, dan is dit die vreugde wat ek kon beleef, om deur die jare by soveel mense in hospitaal te kom, en langs hospitaalbed te staan, en jy vir iemand vra, hoe gaan dit? En iemand vir jou sê, gaan regtig goed met my. En as dit iemand wat sterf, iemand met wie dit liggaamlik sleg gaan, sterwende is, en sê, dit gaan goed met my, en jy kan die vrede van die Here in hulle lewe sien. Dit is onmoontlik. Die wêreld sal dink, hoe kan jy vrede hê? Hoe kan dit met jou goed gaan, as jy besig is om dood te gaan? Maar as jy mos weet, ons vanoggend gehoor het, 'n Christen se lewe het nooit 'n punt nie, uit 'n komma, en ek gaan maar net aan, dan het ek vrede van Jesus in my hart. Ek het die vrede van die lewende Here wat by my is, nou en elke dag loop hy saam met my. En die vraag is net vanaand, as ons huis toe gaan, en as jy hierdie week ingaan, het jy regtig Jesus se vrede in jou lewe? Is jy regtig gelukkig? Gaan dit goed met jou? Kan jy dit vir iemand sê, dit gaan regtig goed met my, ek het Jesus se vrede in my hart, en dit is lekker om dit te hê. Dan sal iemand vir jou sê, na vanaand, waar was jy nie? En waar gaan jy wees hierdie week? Daar's iemand wat vanaand hier moes wees, wat nie is nie. Maar miskien lei die Here dit so, dat daai iemand my of jou pad kruis, en dat ons hierdie vrede vir iemand anders kan aangee. Amen. Dankie Here. Dankie vir 'n Sondag aand wat ons nooit weer sal vergeet nie. 2000 jaar gelede, toe U die lewende Here vir die eerste keer van ander kant die graf af ons groet. En Here, so gee U vanaand of ons nog steeds U vrede. U die oorwinnaar, die lewende Here, wat die volle prys betaal het, dat ons ewige vrede mag ervaar. Here, gee dit vir elkeen van ons, gee dit in oorvloed, en gee dit so, o Heilige Gees, dat ons aangeers van U vrede, U liefde, in hierdie wêreld sal wees. Wil U vir ons seën deur hierdie week, en ons almal styf vashou met U liefde. In Jesus naam. Amen. Lied 200 is so mooi, dankie liedjie.